Dis vir my 'n geweldige voorreg om julle almal hier te hê en ek is bly julle is terug van vakansie. Ek sou graag wou gehad het julle moet op vakansie wees, maar net nie op 'n Sondag nie. Hoorie, ek weet nie of julle dit nou agtergekom het nie, maar 2026 is nou hier. Nee, het julle dit agtergekom? Daar's nie omdraai nie, jy kan nie vashou nie, jy kan nie keer nie, dis nou hier en dis 11 Januarie vandag en ek weet daar's 'n paar pluggies van julle wat al, Kenneth het 'n week terug gepraat oor die voor die huwelikse berading. Waarvan praat ek nou? Van die nuwejaarsvoornemens. En ek weet daar's 'n paar pluggies onder julle. Julle is nou nog by die 11de, julle hou hom nog steeds. Ek wil net vir julle waarsku, die tyd raak min om dit te breek. As jy volgende week nog daarmee aanhou, dan is die kans goed dat jy dit gaan deursit. So ek waarsku maar net so vroegtydig. Kom ek kleer net gou vir julle die jaar wat voor lê in. Wie van julle weet wat gebeur vandag oor 348 dae? Dis Kersfees. Ek wil net vir julle waarsku, Kersfees is om die draai. Sit maar daai checklist op 'n Takealot dat jy die geskenke kan begin aankoop. OK, 348 dae is Kersfees, 355 dae is? Wel, ja, dis dan 1 Januarie volgende jaar. OK, dan, wat gebeur oor 146 dae? Nou moet julle weet dit, jy moet net dit nou... Nee man, dis my verjaarsdag. Julle moet nie lag, julle moet dit neerskryf. Ag, julle, dis heerlik om julle vanoggend almal hier te hê. En vanoggend wil ek met jou praat oor hierdie tema, om die Jesuspad te kies hierdie jaar. Om die Jesuspad te kies, om doelbewuste besluit te neem te sê, hoorie, hierdie jaar wil ek die pad saam met Jesus stap. En dit moet meer wees as net 'n nuwejaarsvoorneme. Dit moet 'n lewensbesluit wees. Kenneth het laasweek daar gepraat, dat ons kan baie voornemens maak, en dit gaan nie geluk nie, maar dis wanneer ek by Jesus begin, wat my lewe rigting kry. Wie van julle het kinders in die huis gehad, wat goed wil hê, wat jy weet is nie goed vir hulle nie? Okay. Baie kere, as ek weg is van Jesus, beteken nie ek is verlore dan nie, ek is nie op Jesus se agenda nie. Soek ek goed wat eintlik vir my skadelik is. Nou kry ek dit nie, en nou is ek soos 'n 2-jarige wat 'n tantrum in die dorp gooi. Wie van julle is so? Ek is so. Here, ek wil dit hê. Maar die beste weergawe van jou lewe, die beste weergawe van 2026 vir jou, is die weergawe waar jy jou lewe vir die Here gee en sê, Here, U plan is beter as myne. Elke keer. Amen. Vertrou die Here. So dalk het daar dinge gebeur in 2025, vir julle was dit 'n goeie jaar. Ek gaan nie laat julle hande opsteek nie. Maar vir van julle sê, dit was 'n lekker jaar, as 2026 lyk soos 2027, of nee, want nou gaan ek in die verkeerde rigting. Dan gaan dit 'n great jaar wees. Vir 'n paar van julle was dit 'n so jaar. Niks regtig gebeur nie, paar goeie dinge, 'n paar slegte dae. Vir 'n paar van julle was dit regtig 'n slegte jaar. Jy moes deur 'n paar krisisse werk, en weet jy, voel soos hierdie jaar, soos die span wat op die veld dra, wat julle laas jaar verloor het, en jy hoop jy kan hierdie jaar beter vaar. En ek weet nie waar jy is nie, maar ek wil graag Filippense 3 vers 13 met jou deel, en dalk nog so 2 verse, vir jou om jou aan te moedig, dat jy weet, jou krag is nie in jouself nie, maar in die Here Jesus. En die oomblik as jy dit klik, en jy begin dit leef, dan gaan die lewe jou nie so pootjie elke keer nie. Filippense 3 vers 13, ek maak my los van wat agter is. Ken of ek dink jy het laasweek hierdie vers gebruik, en ek strek my uit na wat? Voor is. Okay, so dan moet 'n ding wees, jy kan nie laas jaar se mislukkings en teëspoed voortleef hierdie jaar nie. Jy kan nie met jou gedagtes en jou denke daar leef nie. Jy moet jou losmaak daarvan. Jy moet vanoggend 'n besluit neem en sê, dis laas jaar. My oë en my hart moet gefokus wees op die Here Jesus. Jy mag nie toelaat dat jou verlede jou terughou nie. En dis presies. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Laat ons hierdie wedloop. 2026 is 'n nuwe wedloop. Ons het hom weggespring hier by die eerste. Dit begin ons maar stadig met 'n laat slapery, né? Wie van julle slaap die eerste laat gewoonlik? Die van julle wat in die kerk was, het laat geslaap. In elk geval, laat ons dan hierdie wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Moenie moeg raak nie. Die oog gefestig op Jesus, want hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Nou, baie dinge kom en gaan. Baie dinge het in 2025 gekom en gaan, en ek is jammer om vir jou te sê, baie dinge gaan kom en gaan in 2026 ook. Soos geld. Geld kom en gaan. Jy dink die geld wat jy nou het, kan jy, dis jou sekuriteit, tot iemand het van jou steel, né? Geld kom en gaan. Gesondheid kom en gaan.
Verhoudings, ongelukkig, soms kom en gaan. Geleenthede kom en gaan, maar Jesus bly dieselfde. Gister, vandag, môre, oormôre. En daarom wil ek jou in hierdie boodskap uitdaag om jou volle vertroue in die Here Jesus te sit. Nie in jou geld nie, nie in jou gesondheid nie, nie in jou tyd, nie in jou geleentheid nie, nie in jou koneksies nie, maar in Jesus. So, kies die Jesuspad in 2026 en ek wil volgende bietjie met jou gesels. Hier is 'n goeie geleentheid om dit te doen. Stem julle saam? So kom ons doen dit. Kom ons staan op want ons soek ons antwoorde waar? In die woord, nê? In die woord, want die woord gee vir ons lewe. So, is jy reg vir my daar? Okay. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou Bybel oopmaak by Spreuke 4, en kom ek gee net vinnig 'n bietjie agtergrond terwyl jy blaai. Nee, ek moet eers gou vir almal groet aanlyn. Hallo julle, baie welkom. Dis heerlik om in jou sitkamer te wees. Ek weet daar's mense, Johan en Katie weer van Namibië. Waar's Tinus? Tinus is nie hy's gewoonlik in Saudi-Arabië, dink ek, maar hy sit vanoggend hier. Hallo Tinus. Jy het ver gekom vir hierdie diens, nê? Nee. Tinus, welkom vanoggend, jy en jou ma. Is jou pa ook hier vanoggend? Ek dink nie so nie. Nee, is net julle. Baie welkom, baie welkom. Spreuke 4 vers 20 tot 27. Vinnig 'n bietjie agtergrond. So die Here kom na Salomo toe en sê Salomo, ek gaan vir jou enigiets gee. Jy kan my enige ding vra nou en ek sal dit vir jou gee. Nou daai enigiets sluit in geld, 'n lang lewe, gesondheid. En weet julle wat vra hy? Hy vra spesifiek 2 goed. Hy vra hierdie 2 goed. Hy sê, Here, gee my gehoorsaamheid aan U, sodat ek insig sal hê om hierdie volk te lei. En die Here sê vir hom, omdat jy my gevra het vir wysheid, om hierdie volk te lei, gaan ek vir jou al die ander goed gee. Nou wat hier gebeur, groot deel van Spreuke, is Salomo wat hierdie wysheid, Spreuke en Prediker, neerpen, en hy verwoord dit. Nou, julle weet hoe dit is, waar is die paas? Waar is die paas, ek gaan op die hande paas? Paas, wil julle hê julle kinders moet 'n sukses maak? Ja, so Salomo weet, sy kinders het nie die wysheid gekry wat hy gekry het nie. So wat doen hy? Hy dokumenteer dit. Hy dokumenteer hierdie goddelike wysheid wat hy gekry het van die Vader, en hy sê, my seun, en julle sal hoor as jy deur Spreuke lees, gedurig herhaal hy, my seun, my seun, my seun, en julle gaan dit nou weer sien, baie keer herhaal hy dit, hoe belangriker dit is, hoe meer keer herhaal hy dit tot 3 keer, en julle gaan dit nou sien in hierdie teks. Okay, het julle die agtergrond? Hier gaan ons. Spreuke 4 vanaf vers 20 tot 27. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Nou het jy gehoor, hy het nog eintlik niks gesê nie. Al wat hy in hierdie verse gesê het, hierdie 3 verse, is hy het net vir sy seun gesê, luister jy, het ek jou aandag. Nou gee hy vir my raad, hier's dit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit, baken jou koers af, want dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Nou dis waar ek volgende met jou wil praat. Jy kan nou hoor, daar's 'n koersgedagte daar. Salomo wat met sy seun praat. Ek en jy sit vandag as te ware by die voete van Salomo, en ons kan dit wat die Here vir hom gegee het, kan ons uithaal en vanoggend daarby leer. So, hoe kies ek die Jesus? Hoe bly ek op die Jesuspad in 2026? So daar's 2 groepe vanoggend hier. Jy dalk nog nie daai besluit geneem nie. Vanoggend gaan ek vir jou wil uitdaag. Ek wil sê, hoorie, ek weet nie waar staan jy met Jesus nie. Dalk hou jy van die Jesus gedagte. Jy hou daarvan, jy hou van Christene want hulle is seker nice mense, maar jy het nog nie self daai oorgawe gemaak nie. Vanoggend wil ek jou uitdaag om te sê, hier is nou. Hier's dit nou. Maak jy besluit vandag. Dalk is jy 'n paar van julle wat 'n bietjie afgedwaal het in 2025. Ek wil vir jou vanoggend net daai stepping stones gee om te sê, alright, hier sou ons terugkom. En hier's 'n klomp van julle wat regtig excited is en aan die brand is vir die Here Jesus. Ek wil vandag vir julle net
soos daai eende wat so op mekaar honk om te sê ons is hier, ons is agter jou. Ek wil vanoggend sê ek is agter jou en ek ondersteun jou en ek is daar vir jou, ons as leierskapspan. Ons het hierdie week 'n lekker wegbreek gehad wat ek en Dominee Chris en Dominee Kenneth en Dominee Chris Junior, weet jy wat om hom te noem om hom onderskei van die ander Dominee Chris nie, maar het ons lekker gepraat en ons het vir julle gebid, elke sessie. Okay, hier gaan ons. So, hoe kies ek, hoe bly ek op die Jesuspad? Nommer 1, vir die van julle wat skryf is, ek moet luister na die woord. Ek moet luister na die woord. As ek nie, alles wat ek en jy weet van die Here het ons waar gekry. Kom ek gee, want julle antwoord nie. Waar het ons dit gekry? Uit die woord. So wat sê die antwoord? Ons moet luister na die woord. Nou, Spreuke 4:20, dis wat hy sê. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Ek gaan nou iets op sê. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte, want dit beteken wat? Lewe vir die wat daarna luister. 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Nou, jy gaan sê, maar dis Salomo se woorde. Wag 'n bietjie. Salomo se woorde, waar het hy daai wysheid gekry? Hy het dit by God gekry. Nee, dis nie sy eie nie. Hy kan nie krediet vat daarvan nie. So daai woorde wat hy gekry het, ek wil julle net na 'n ander vers toe gaan. Paulus sê, en ek weet hy praat daar eintlik van die Ou Testament, maar kom ons hou maar nou eers daar, want ons is nou daar. Paulus sê in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou daai woord geïnspireer het ek al vir julle gesê. Dis soos om 'n ballon op te blaas. Wie se asem is daarin? My asem is daarin, né? Nou as Paulus sê die hele woord is geïnspireer, dan beteken dit God het as te ware daarin geblaas. So met ander woorde, dit wat Salomo neergeskryf het, is deur God geïnspireer. Dit is die woord van God. So wanneer ons Spreuke 4 lees en sê, luister na my woorde, kan ek dit oopmaak na die hele woord en sê, hier is wat Jesus vandag vir ons wil sê, luister na my woord. Weet julle, as ons dit kan regkry, dan is ons nie halfpad gewen nie, ons het gewen. Stem julle saam? Spreuke 4:22, want dit beteken, wie van julle wil lewe hê in 2026? Wie van julle wil lewe hê? Hier's 'n paar, ek is bly. Okay, vir die wat dit daarna luister, dit het 'n volle lewe vir die wat hom besit. Wie van julle wil 'n volle lewe hê? Sê 'n bietjie amen. Ja, so wat is die antwoord? Luister na die woord. Luister na die woord, dis die antwoord, want dit beteken lewe. Wie die woord het die lewe, het die volle lewe. Ouens, dis hoekom ons in die woord moet kom, elke dag. Dis hoekom ons as gemeente daarop staan om te sê, vir ons is woordgebaseer, Christus gesentreerd. En ouens, as jy ooit wegtrek, soek vir jou 'n kerk wat woord gesentreerd is, wat Christus gesentreerd is. Anders dan gaan jy in die moeilikheid kom. Want dis waar die lewe lê, nie in mense gemaakte stories nie. Dis hoekom ons elke oggend ons Bybel ophou om te sê, dis waarop ons fokus. Julle, as ek ooit so dinamies raak dat ek julle van die woord af lei, fire my. Waarsku my net eers, okay? Moenie my verras nie. Johannes 10:10. En nou gaan ons 'n bietjie dieper delf. Sê, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou, voordat 'n paar van ons mense sê, "Yes, hier kom ons rykdom, hier kom ons gesondheid." Luister, jou gesondheid en jou rykdom beteken niks as jy nie is waar die Here jou wil hê nie. Amen. Ek is liewer arm en siek, maar op die Here se pad, as wat ek gesond en ryk is, maar ek leef vir die wêreld. Hier het niks te doen met rykdom nie, het niks te doen met gesondheid nie. Hierdie lewe, 'n lewe in oorvloed, is wanneer my lewe oorgegee is vir die Here Jesus. En die mense wat dink rykdom is die antwoord, het nog nooit die lewe gesmaak in Christus nie. Dis hoekom jy dit dink. Nou, geld is lekker. Iemand het eendag gesê, ek huil liewer in my Mercedes-Benz as bo op my fiets. Nou, dis 'n grappie, maar dink daaroor, maar dis nie waar my lewe lê nie. My lewe lê in Christus. So ek wil vir jou vra, hoe het 2025 gelyk? Was daar verwoesting in jou lewe? Was daar lewe? Ek vra nie, was jou geld weg? Het jou geld opgeraak? Het jou gesond? Dis nie wat ek vra nie. Ek vra, het jy naby aan die Here Jesus gelewe in 2025? Het jy verwoesting gesien of het jy lewe gesien? Kom ons kyk vorentoe. Gaan daar lewe wees? Of gaan daar verwoesting wees? En dis die vraag wat ek wil jou net daai bietjie nudge, net daai bietjie stoot om te sê, ouens, jou gesondheid en jou besiese kondisie is nie die bepalende faktor of jy lewe het nie. Jesus is. As jy Jesus het, dan word elke fase van jou lewe 'n getuienis. Sonder Jesus kan jy dalk met alles in hierdie lewe deurgaan, maar eintlik het jy niks nie.
So kies die lewe in 2026, kies die woord, kies om te luister. Dis wat Salomo probeer sê vir sy seun, om te sê, my seun, hoor mooi, luister na wat ek vir jou sê, want as jy daarna luister, as jy na die woorde luister, gaan dit vir jou lewe gee, dit gaan vir jou volle lewe gee, as jy hierdie ding in besit neem. Ouens, neem die woord van die Here vanoggend in besit, en sê, hierop staan ek, amen? Ok, is hy huis toe, kan ek aangaan? As julle hom nog nie geklik het nie, moet julle nou aan opsek, kan ek nog 'n bietjie aangaan. Ok, nee, julle het hom. Alright, so, kom ons gaan aan. Nommer 2, wat sê Salomo, hoe bly ek op die Jesuspad in 2026? Ek bewaar my hart. So ek het die woord, maar nou moet ons 'n bietjie praat oor ons hart. Oor ons hart, want sien, net die mens weet wat in sy hart aangaan. Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou. Sien, ek kan die woord lees, maar my hart is nog steeds ver van die Here Jesus af. Ek kan die woord lees, maar my hart het geen intensie nie. Ek kan kerk toe kom, sodat ek daarom die looks en die appearance het, maar my hart behoort nie noodwendig aan Jesus nie. En hier is 'n vraag wat net ek voor die Here kan antwoord. Jeremia 17 vers 9, julle het hom al gehoor, die hart is bedriegliker as enigiets anders, en Jeremia sê verder, dis 'n ongeneeslike ding. Gelukkig weet ons, in die Here Jesus is daar genesing. Weet jy wat is die probleem met my hart? My hart het een prioriteit. En dis self, dis die ek. En ek wil gou hierdie ding aan jou los, net vir 'n oomblik. Jy sien nie die lewe soos wat dit is nie. Jy sien die lewe soos wat jy is. Ja, dis nie net jy nie, is ek ook. Ek kyk na die lewe, ek sê volgens vir my dogter, dis 'n eenvoudige voorbeeld, geef my 'n bos wat brand, sy gee vir my 'n Mosesbos. Sy's baie geesteliker as ek. Ek soek 'n plek wat afbrand, as 'n illustrasie. Okay, so, hoe sien ek dinge? En jy dink almal sien goed soos wat jy dit sien. Dis waar misverstande vandaan kom, want jy dink almal sien dinge soos wat, maar jy sien nie dinge soos wat dit is nie. Jy kommunikeer nie dinge soos wat dit is nie. Jy sien dinge. Dis waar baie huwelik konflik vandaan kom. Is want ek klik nie. My maatjie sien nie dinge soos wat ek dit sien nie. Wie van julle beleef sulke konflik oomblik? Moenie nou hande opsteek nie. Dink dit maar net. Okay? So, kom ons praat gou 'n bietjie oor die hart, want die hart klink so 'n bietjie vaag en abstrakt. Maar kom ek sê vir julle waarna die hart verwys in die Nuwe Testament. Dit verwys na 'n paar goed. Eerstens, daar's 4 betekenisse. Dit verwys na my emosionele lewenswêreld. Jou emosies kan met jou weghardloop en jou soos 'n slingervel, 'n katapult wegvat van die Here Jesus af as jy dit toelaat. Ek het al mense gesien wat hulle lewe bou op hulle emosie en hulle is naby aan die Here wanneer hulle emosie goed is en hulle is ver van die Here af. Jou emosie is net 'n tool wat die Here vir jou gegee het vir uitlewing. Maar jou emosie bepaal nie die diepte van jou verhouding met die Here nie. En daarom moet jy en ek ons emosie ondergeskik maak aan die woord van die Here. Ons kan baie keer in die struik trap dat my emosie lei my en sê maar die Here het met my gepraat. Niemand het met jou gepraat nie. Jou emosie het met jou gepraat. Jou hart het jou eintlik bedrieg. Wie van julle het al agterkom? Jy het gedink die Here het iets vir jou gesê, maar eintlik is dit jou eie wil gewees. Dis net ek. Okay. Dis jammer, ek bely dit. Okay, so emosie. Die volgende ding jou innerlike denke, daai innerlike gedagte. Jy sê vir iemand, "Hoe die jare lyk oulik." Ek seker sy het dit self in die bad gedaai. Ek het dit nog nooit gedink nie, regtig. Dit het net nou opgekom. Okay, maar jou innerlike denke, jou mond sê een ding, maar jy sê iets anders in jou gedagtes. Met daai truitjie, ek sou dit nie aangetrek het nie. En daai wys eintlik wie ek is. Ek kan met my mond al die mooi woorde, mense kan dink ek so nice, maar my hart is eintlik vrot, want my denke is vrot. My denke, en ek wil eintlik hierdie vir jou uitwys. As jou hart, as jou denke vrot is, dan is jy eintlik nie by die Here Jesus nie. En dis wat die Here Jesus wil hê, hy wil daai kern hê. Hy wil nie hê, ek en jy moet net mooi praatjies praat en die Jesus woorde sê nie. Hy wil hê dit moet die binne wees, wanneer ek met myself praat, en daai interne goeie sê, daai gedagtes moet Jesus gevuld wees. Daai gedagtes. Dan weet ek behoort aan die Here Jesus. Wanneer ek iemand vloek in my gedagtes, maar mooi woorde kom uit, dan sê dit vir my, ek kan amper nie verder wees van die Here Jesus nie, my innerlike denke. My verbeelding. Saam met my begeertes. Wat is die goed wat ek begeer? Sien julle, ons praat nou van iets binnekant, wat ek nie na jou kan kyk, en jy nie na my kan kyk en dit sien nie, want dis waar sonde begin. Sonde begin in hierdie 4 areas. En weet julle wat gebeur met sonde? Sonde is soos 'n duifie, wat ons opgetel het, wat deur 'n kat aangeval is, en nou vertroetel ons hom. En ons vertroetel hom.
Ons vertroetel hom en dan raak hy groot en dan wil hy nie weggaan nie. Weet soos party kinders, hulle bly in jou huis. Hulle kan nie uitkom nie. En pas op wat jy doen met jou sonde, want jy vertroetel dit later aan so dat dit jou identiteit word en is die hele tyd hier in jou hart. Die Here sê pas op vir daai goed. Dis 'n gevaar. Dis waar jy weet ek behoort nie werklik aan die Here Jesus nie. Want sien, ek dink net ek weet dit. Maar die Here weet dit ook. Hy's daar. Hy sien dit. Hy sien dit. En Jesus wil ons harte genees. Dis waar hy wil begin. Ek moet by die woord begin en dan moet ek toelaat dat die woord wortel skiet in my hart. Hoor wat sê Esegiel 36 vers 26 tot 27. Ek sal vir julle 'n wat gee? 'n Nuwe hart en 'n nuwe gees. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vlees gee. Weet jy wat Jesus ook sê? Julle sê Here, Here, maar julle is nie gehoorsaam nie. Julle sê Here, Here, maar julle harte behoort nie aan my nie. Sien julle waar sê die Here Jesus? Ek wil jou hart hê. Ek wil jou binnekant hê. Ek wil jou kern hê. Hy gaan verder. Ek sal my gees, verwysend na Heilige Gees, in julle gee en ek sal julle maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings en gehoorsaams nakom. Sien, dis wat die Here wil hê. Wanneer hierdie innerlike, hierdie kern, hierdie ding hier binnekant my, wanneer ek my hart, wanneer dit oop en bloot voor die Here lê en ek het daai integriteit nie vir mense nie, maar vir die Here, dan kan die Here met my begin leef en hy kan my op sy pad vat. En dis die ding wat die Here volgende van jou wil hê. En ek wil jou volgende vra, het die Here jou hart? Dis 'n vraag wat net ek en jy kan antwoord vir onsself. Het hy my hart? Is dit wat ek leef en dit wat in my hart gaan dieselfde? Ek moet my hart bewaar. Dit wat inkom, dit wat broei en dit wat uitgaan. Ek moet Jesus die hekwachter maak van my hart. Ek moet wanneer daar iets opkom, moet ek vir die Here sê, Here, is hierdie aanvaarbaar vir U? Bring hierdie eer. Here, as ek hierdie ding wat binne is, as ek dit uitleef, sal dit mense na U toe trek of sal dit mense wegstoot? OK. Is die hartgedagte duidelik? Kan ons aangaan? Nommer 3. Hoe bly ek op die Jesuspad? Ek hou self by die waarheid. Ek hou self by die waarheid. Spreuke 4 vers 24 sê, weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Nou, julle, die waarheid is meer as net die teenoorgestelde van leuns. Waarheid is meer as net die teenoorgestelde van leuns, en ek gaan 'n bietjie uitbrei daaroor. So, leuns kom in baie forme, weet, julle ken daai wit lintjie. Ek het nou net gou-gou hierdie ding gesê, sodat ek net gou-gou hierdie moeilikheid kan omseil. Ag, niemand sal nou regtig klaar daaroor nie, niemand hoef dit te weet nie, maar ek het eintlik maar gejok. Gedeeltelike waarhede is wanneer ek waarheid net gedeeltelik vertel, sodat die ander ou eintlik maar vir homself lieg. Weet julle om dit te doen? Moet asseblief nie sê ja nie. OK, gedeeltelike waarhede. Om stil te bly, soos net om te sê, ek het nie gelieg nie, ek het net niks gesê nie, maar deur om niks te sê, het jy eintlik 'n leuen geïmpliseer. Om te oordryf, om te onderdryf. Om iets groter of kleiner te maak. En dan manipulasie, en hierdie is verskillende tipe leuns, maar Salomo, wat geïnspireer is deur die Here, wat God se wysheid het, kom sê vandag vir ons, moenie daai pad stap nie. Moenie daai pad stap om mense te mislei nie. Moenie bly in die waarheid. En hier is die groot rede. Hier is dalk die enkele grootste rede hoekom. Almal van ons het 'n juffrou gehad, iewers, of 'n meneer. Ek weet nie of dit in die skool ken of jy sal vir my kan sê of dit in die skool se kurrikulum was, maar ek weet nie of dit net my streek was wat dit gesê. Jy vat 'n hele lewe lank om 'n reputasie te bou en jy kan dit afbreek in 3 minute. Sê gou vir my. Kom ons sê ek en jy kuier en jy vra my 'n eerlike vraag en ek lieg vir jou blaatant in jou gesig. Sal dit ons verhouding skade doen? Wie sê ja? Ag nee, julle is kleinlik. Nee, dit sal, nee, stem julle saam. Dit sal skade doen aan ons verhouding, dit sal skade doen aan my reputasie en meer, kom ons vergeet van my reputasie het niks mee te doen nie. Dit doen skade aan die getuienis. Dit doen skade aan iemand wat moontlik opkyk na my en sê, ek het opgekyk na hierdie, ek het sy leiding gevolg en hier lieg hy vir my sonder om te blik of te blees. Ons kan nie bekostig om nie in die waarheid te wees nie. En dit strek nog verder. Johannes sê in 3 Johannes 1 vers 4, hy sê vir die gemeente, ek het geen groter blydskap as dit nie, is dat ek hoor dat my kinders
in die waarheid bly. Nou waarheid, hier kry 'n nuwe dimensie. En Jesus gee vir ons 'n nuwe dimensie in die waarheid. Want sien, die duisternis en die lig kan nie saamgaan nie. Die waarheid en die leuen kan nie saam in een huis bly nie. En dis wat Jesus nou sê. Hy sê in Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. Nou kom ons stop net daar. Wanneer ek in Christus bly, kan ek nie die leuen, ek kan nie die duister, ek kan nie 'n donker pad stap en saam met Jesus stap nie. Jesus sê, daar's net een weg, dis ek. As jy saam met my die pad stap, stap jy in die lig, jy stap in die waarheid. Ek is die waarheid. As jy in my bly, bly jy altyd in die waarheid. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So die Jesuspad is 'n pad van waarheid, maar is ook 'n pad in waarheid. En dit bring ons terug na die eerste punt toe, dis 'n pad in God se woord. Dis 'n pad in God se woord. Okay, so, hier is dalk 'n belangrike ding, want as mense my nie vertrou nie, onthou nou, ek weet nie of dit Spurgeon of Billy Graham is wat het gesê, maar het gesê, jy is waarskynlik die enigste Bybel wat meeste mense lees. Vir jou mense by die werk, wat wonder oor geloof, dink jy, hulle sit nie aan en lees Bybel? Die antwoord is nee, hoor, ek sien julle wonder wat die antwoord is. Die antwoord is nee. Nee, weet jy waar lees hulle die Bybel? Hulle lees dit in my en jou. Elke keer as ons daar besluit neem, elke keer as ons moet kies tussen reg en verkeerd, elke keer as ons 'n interaksie met iemand, hulle sien dit. As hulle my nie kan vertrou nie, gaan hulle nie my getuienis vertrou nie, gaan hulle nie my Jesus vertrou nie. En daarom is dit belangrik dat ek die Jesuspad reguit moet stap. Bring my by die laaste een aan. Hoe bly ek op die Jesuspad? Ek hou by die padtekens. Julle, my tyd is omtrent klaar en eintlik wou ek die hele preek net oor hierdie laaste punt gemaak het. Ek gaan nou nie vinniger praat om dit nou vinniger in te kry nie, maar ek wil net hê julle moet die beginsel hoor hier, want as hierdie ander 3 goed in plek is, as ek in die woord bly, my hart is eerlik voor die Here en ek kies 'n reguit pad saam met Jesus, dan kan ek die padtekens dophou. Nou, Spreuke 4 vers 25 tot 27 sê, hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit, baken vir jou 'n koers af, want dan sal jy seker wees van elke tree. Nou, hier is goeie raad. Hier is goeie raad vir gelowiges, maar ook vir ongelowiges. Jy kies 'n pad, jy beplan dit en ek wil dit 'n bietjie illustreer. Hy sê moenie links of regs daarvan afdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Nou as die ander 3 goed in plek is, dan gaan jy 'n Jesuspad stap. Dan's finansies, voorspoed, gesondheid nie my primêre belang nie. Die rede hoekom ek hierdie liggaam oppas, is nie omdat ek bang is vir die dood nie, maar omdat ek nie wil hê hierdie liggaam moet op 50 uitmekaar uitval omdat ek gerook en gedwalm en alles het nie. Hierdie liggaam moet die beste kan wees vir Jesus sodat hy die getuienis kan uitleef. So, dis hoekom ek kies 'n pad van gesondheid, omdat ek lief is vir Jesus en ek wil hê hierdie is die tempel van die Heilige Gees. So, ek doen nie gesondheid vir ander redes nie. As die Here my seën met geld, dan belê ek my geld die beste moontlike plekke sodat dit my in staat kan stel om vir Jesus te lewe. Dis waar dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor gesondheid nie, dit gaan oor Jesus. Het julle dit? So, ons moet hierdie in gedagte hou. Nou, die van julle wat bevoorreg is, of was om by die Kreer Wildtuin te wees, dit as jy nou in jou kar klim en jy ry, sal dit jou so 19, 20 ure vat. 'n Paar van julle minder, maar okay. Nou, jy sal waarskynlik as jy ry, gaan jy hier by Beaufort Wes omgaan, jy gaan by Bloemfontein omgaan, en dan het jy 'n keuse om Bethlehem om te gaan, asseblief moenie Bethlehem omry nie, want jy sal sien as jy Bethlehem omry, dan kom jy by die agterpaaie, dan sien jy karre ry so oor die pad, en dan dink jy hulle is dronk. Dis die ouens wat reguit ry wat dronk is. Jy het 2 keuses, jy maak of so, okay? So, ek kan dit onthou, so moenie daai pad ry nie, want jy gaan dalk 'n hospitaalbesoek doen, in elk geval, dis 20, dis amper 21 ure. Nou, as jy gaan, wie van julle was nog nooit in die Kreer Wildtuin nie? Nog nooit? Ons gaan 'n gemeente toer hou, okay? Kreer Wildtuin toe. Ek dink is ja, ek kan sien, hè? Okay, nou, hoe dit werk is, jy gaan in jou kar klim, jy gaan voordat jy in die kar klim en ry, gaan jy sê, alright, my kar kry 10 kilos op 'n liter, ek gaan op Beaufort Wes volmaak, ek gaan in Bloemfontein volmaak, ek gaan iewers daar by daai Grasmeer volmaak, en dan is ek skoos, dan kan ek volmaak daar. Onthou om jou wildcard te kry, want dan spaar jy al die conservation fees, dis baie cool. Okay, hoekom vertel ek julle al hierdie stories? Want ek wil julle Kreer Wildtuin toe stuur. Een keer in jou lewe, vat die kinders tog net. Okay, hoekom sê ek dit vir jou? Want as jy in die kar klim, soos wat my vrou van tyd tot tyd sê, kom ons gaan ry net 'n draaitjie. Dan klim ek in my kar, dan ry ons Philadelphia toe, en dan droom ek en sy om 'n klein plot te koop. Ek het nou die dag gaan kyk ons sou gaan kyk het vandag na 'n plot 20 hektar hier buite Malmesbury. Want sy wil so graag 'n donkie hê. Ons droom net. Ek het dink ons kan ons omkoop as ons eie padbane daar bou en ons kan 'n gemeente retreat daar. Moet ek dit doen? Sê julle kom kuier daar op die plot.
maar plotter, nê. Okay, maar dan ry ons net draaie. As ek nie vastigheid in die Here Jesus het nie, dan loop my lewe net draaie. Ek kom nie by die regte plek uit nie. As ek nie saam met die Here 'n lewenskoers doelbewus kies nie, dan gaan ek staan sonder petrol. En die lewe se kinkel en kabels gaan my omkan vang. En ek weet, dit kan wees dat jy hier sit en jy het nog nie doelbewus daai pad saam met Jesus gekies om te sê, my doelwit in hierdie lewe is om alles van Christus te wees, wat hy kan wees in my. Om toe te laat dat elke deel, my finansies, my gesondheid, my huwelik, my verhoudings met my kinders, my werk, elke deel van my lewe gaan ek die knie buig vir Christus en sê, my hart is nie meer die bepalende faktor nie, u woord. Ek gaan op elke plek Jesus uitleef, of dit vir my ten goeie of ten slegte gaan wees in hierdie lewe, want ander mense se siele hang daaraf. Amen. Dan lewe ek anders, dan beplan ek en ek sit goed in my lewe. Ek sit doelbewus elke dag woord in my lewe sodat ek weet wat die pad is. Ek sit elke dag gebed in my lewe en ek hou my oë op die pad vorentoe sodat Satan my nie van struik bring en ek my lewenskarretjie rol nie. Is ek gered? Ek is gered. Maar die skade wat dit doen as my lewenskarretjie rol is nie die moeite werd nie. Amen. Ek weet nie of julle kan opkom. Ek wil afsluit hierso. Hierdie is 'n tyd wat ons almal strategiese beplanning doen. Hierdie is 'n tyd wat ons almal nou vorentoe kyk en nuwe implementering doen. Ek gaan nou kom by my laaste versie. Ek wil jou uitdaag vanoggend om te sê, ek wil hierdie pad saam met Jesus stap. En ek gaan dit nie, die Engels sê willy-nilly stap nie. Ek gaan nie 'n wishy-washy Christen wees nie. Iewers moet ons hakke inkap, ouens, en sê, hierdie is for real. Ek doen nie Christenskap omdat dit by my kultuur pas nie. Ek doen Christenskap omdat Jesus my siel kom red het. En omdat daar 'n oes daar buite is wat gered moet word. En ek neem dit ernstig op. En ek wil vanoggend vir jou vra, het jy hierdie pad al gekies? Kies jy hierdie pad? Hoe hou ek op die Jesus pad? Hoe doen ek dit? Ek wil vir jou vanoggend uitdaag om hierdie goedjies te oorweeg. Kom maak vanoggend 'n splinternuwe oorgawe en te sê, Here, dalk was jy nog die hele tyd in, dan kan vanoggend vir jou wees en sê, Here, hier sit ek my voete weer neer. Nie as gevolg van iets wat ek kan doen nie, maar as gevolg van u genade. Ek is in, Here. Ek is in. Om te sê, Here, ek weet dit is 'n uphill battle, want die program, die lewe raak so vinnig, maar ek gaan probeer om elke dag in die woord te kom en elke dag in gebed te kom. Ek wil jou uitdaag om in 'n klein groep in te skakel. Dit is net so dat gelowiges wat in 'n klein groep iewers ingeskakel is, se groei is beter as gelowiges wat geïsoleerd is. Moenie jou verder laat isoleer nie. Sê, jy maar ek hou nie van hierdie mense nie. Jy het nodig om, hoorie, as jy nie hou van die mense hier nie, dan gaan jy nie hou van die hemel nie. Dis dieselfde mense wat daar gaan wees. Okay? So kom tussen hierdie mense, ons moet skouers skuur met mekaar. Jy gaan nie tot heiligheid kom as jy geïsoleerd is daar nooit nodig het om 'n bietjie met my issues te werk nie. Die Here het my in jou lewe gesit sodat jy 'n bietjie frustreerd kan wees en kan leer hoe om frustrasie te hanteer. Kom spandeer tyd met my, okay? Okay? Bediening. Ek wil hê jy moet hierdie jaar inskryf en iewers sê, ek is hier om te bedien. Ek gaan voete was, ek gaan my hande en my voete vuil maak vir die koninkryk. En of dit is om stoele rond te skuif of al is dit om flyers uit te deel, so by the way die flyers is daar in die voorportaal, moenie vergeet daarvan nie. Ek gaan iewers iets doen vir die koninkryk, want ek weet die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan wil ek jou vra. Ek weet nie waar jy is nie, het jy al 101 gedoen? Skryf hierdie jaar in vir 101. Het jy al 201 gedoen? Nog nie? Doen 201. Doen daai volgende kursus sodat jy die volgende tree in jou geloof kan neem. Okay, ek sluit hier af. Ons begin volgende week met breekie droogte. En ons begin 2 groepies vir mense wat dalk net daai tree wil gee om te sê ek sukkel met my sekerheid in Christus. Ons het 2 klein groepies wat hierdie kunskap kursus gaan aanbied hierdie kwartaal. En stuur vir Anneke by info@gesinskerk e-pos as jy sê ek wil by so 'n groepie inskakel, want dan word dit jou klein groep vir hierdie kwartaal. Ek wil vir jou bid. Ek wil jou uitdaag om hierdie ding vanoggend saam met my te doen. Weet julle, baie keer het ons een groot kommitment nodig om uit die blokke uit te kom. Vir my het ek agtergekom, baie keer is dit 50, 60 kleiner commitments oor tyd, wat jy kan terugkyk en sê, kyk hoe het ek gegroei. En vanoggend kan vir jou een groote wees, of dit kan een van daai kleintjies wees wat jy op pad is met Jesus. En vanoggend vir jou geleentheid gee om te reageer. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie vir elke mens wat vanoggend hier is. En Here
hierdie lewe is te ernstig. Die evangelie is te belangrik en Here, die oes is so groot en ons kan nie dit ligtelik opneem nie. Ons kan nie speels omgaan met die woord, met die evangelie en met verlore siele nie. En Here, ons sit hierso en is veilig en is warm en ons is hier tussen ons gesinslede, maar Here, ons gaan nou hier uitstap en dan stuur jy ons in die sendingveld in. Here, wil U nie vir ons kom gee dat ons nuwe toewyding sal hê, dat ons weer in die woord sal kom, dat ons weer op ons knieë sal kom in gebed. Here, dat ons opnuut daai oorgawe sal maak en sê, maar ek gaan iewers my hande en my voete vuil maak en ek gaan betrokke wees. As jy vanoggend wil sê, dis hoe ek hierdie jaar wil begin in Jesus, dan wil ek jou uitnooi om te staan, want ek wil spesifiek vir jou bid. As dit jy is wat sê, ek maak hierdie toewyding en ek wil opnuut weer vir die Here sê, hier is ek. Staan net op waar jy is. Staan net op waar jy is, ek wil vir jou bid. Ek wil vir die Here vra om jou te seën vanoggend. Hier is nie 'n alleen pad nie, hier is 'n Jesus pad. Hier is 'n pad wat ons sê, Here, ek doen dit nie alleen nie, ek doen dit saam met U. Vader, ek staan self. As ek gesit het, sou ek ook opgestaan het, want Here, ek begeer so meer van U in my lewe, soveel meer van die Here Jesus. Ek dink so in daai verse in Johannes 3 vers 30, meer van Jesus en minder van myself. Here, wil U nie vir ons as gemeente, wil U nie vir ons as gemeente op hierdie 2026 pad lei, dat as ons oor 'n jaar sal terugkyk, sal sê, ons het die Jesus pad gestap. Ons het geestelik gegroei, ons het slaankrag gehad in ons gemeenskap. Ons sout was nie laf nie, ons lig was nie dof nie, want Jesus was in ons, die Heilige Gees het ons bekragtig. Here, U sien elkeen van ons wat staan in ons harte, wat staan op ons voete. U weet waar elkeen van ons is. Kom help vir ons, Here, om hierdie volgende tree in Christus te neem. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.